Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 9de September, Koffiekuier 972. Ons is besig om bietjie na te dink oor ons as mense, gelowiges, se rol en verantwoordelikheid ten opsigte van die skepping. Dit is die seisoen van die skepping. En ons het Vrydag en dan nou Sondag stilgestaan by Jesaja 32. Nou, dit is 'n teks wat vir ons eintlik 'n ongelooflike boodskap bring vir ons verantwoordelikheid, ons roeping as gelowiges, ten opsigte van ons verhouding met God, ons medemens, maar ook met die skepping. En die van julle wat dalk Sondag ingeskakel het by die erediens sal onthou dat ek hier redelik in die begin van die diens inleidend eintlik gepraat het oor vers 1 van Jesaja 32, waar daar staan, daar sal 'n koning kom wat reg sal regeer en amptenare wat reg sal het geskied. En op 'n manier die ding, vriende, dat ek en jy sê, my jeug, ons sal smag daarna, dat daar 'n koning of 'n regeerder, regering, president, wat dit ook al is, ons smag daarna dat daar iemand is wat regtig met reg sal regeer. En dat daar 'n administrasie is, 'n publiekery is, wat regtig ook reg sal laat geskied, amptenare wat reg sal laat geskied. Ons leef in 'n wêreld van korrupsie. Ons leef in 'n wêreld waarin mense regtig eintlik maar net kyk hoe kan hulle die beste vir hulle self doen. En ek wil vanmôre daarom bietjie die kontras stel tussen geregtigheid en eie geregtigheid. Ons ken mos nou die woord, nie? Moenie eie geregtig wees nie. Iemand wat net daarop ingestel is om eintlik vir hom of haarself die beste te wil hê. Eie geregtigheid. Jy kan 'n klomp ander maniere daaroor praat ook, en woorde kry wat naby daarin is: gierigheid, gulsigheid, vraatsigheid, hierdie hebstig waarmee ons as mense gekonfronteer word. Nou Jesaja kom sê vir ons, en onthou Jesaja praat namens die Here met die volk, en dan ook met my en jou wat vandag na hierdie woorde luister. Jesaja kom sê vir ons dat wanneer ons God se geregtigheid hier op aarde soek, die geregtigheid wat Christus natuurlik gebring het met sy kruisdood en sy opstanding, dan het dit effek op die manier van lewe. En ek gaan nou nie die hele gedeelte deurlees weer nie. Julle weet daardie gedeelte waar hy dan nou sê, ek wil hierdie wingerde sal weer groei en dit sal so wele groei dat dit eintlik lyk soos 'n tuin, en daar sal vrede kom in die land. Maar dis die punt. Hoe leef ons met geregtigheid aan die een kant of met eie geregtigheid aan die ander kant? En ons kan nou baie maklik, vriende, onsself verontskuldig, en ek praat met myself, hoor dit asseblief. Ons kan onsself baie maklik verontskuldig en maklik die vinger wys na almal wat onreg pleeg en mense wat nie goeie dinge doen nie en nie die reg soek nie. Maar is ons nie maar almal op 'n manier eie geregtig nie? As ons dink oor die manier waarop ons die goedkoopste werk gedoen wil hê, of die beste werk wil gedoen het teen die goedkoopste prys. Hoe ons 'n dagloner, en ek het Sondag ook daarvan gepraat, eintlik altyd wil afstry op die fooi wat hulle vra, of dit wat hulle verdien om te kry. Hoe ons in die arbeidsmark in die wêreld, in die korporatiewe wêreld daar buite, hoe mense eintlik soek daarna om die meeste te kan kry uit 'n werknemer vir die minste geld wat hulle hoef te betaal. En ek hoef dit verder daaroor te praat mos nie. Ons ken hierdie siklus, dat ons altyd wil sê, maar hoe kan ons 'n bargain kry? Of dit nou is in terme van iets wat ons koop, of dienste wat ons kry, maar ons soek na, wat's die beste vir my? Eie geregtig. En daarteenoor kom die Here deur Jesaja en sê vir ons, daar moet geregtigheid wees. Daar moet 'n stelsel wees waar dit nie gaan net oor my en wat ek kry nie, maar waar ons in die eerste plek vra, wat is God se roeping vir my in hierdie omstandighede waarin ek leef? Wat vra God van my as sy verteenwoordiger, as sy rentmeester, as sy ambassadeur in terme van ons gemeente se roepingsverklaring? Wat vra God van my in hierdie konteks? En vriende, as ons dan nou gaan kyk na die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons gestel het, dan is dit nie eie geregtigheid nie. Maar dan is dit te soeke daarna om lewe moontlik te maak, daardie shalom, daardie omvattende vrede, om dit moontlik te maak vir mense om 'n goeie en 'n sinvolle en 'n betekenisvolle lewe te kan leef.
Vers 17 sê Jesaja dit, hy sê, wie reg doen, sal vrede hê. Wie reg doen, sal vrede hê. Wie volhard in reg doen, sal vir altyd rus en sekerheid geniet. Nou, ons kan nou oor daardie reg doen baie gaan praat, om te sê, weet, wat is die inhoud daarvan, en so aan. Maar in kort kom dit daarop neer om te sê, ons strewe na geregtigheid, Godse geregtigheid. Wanneer dit ons fokus is om nie te vra, wat kry ek uit hierdie situasie uit noodwendig nie, maar wat is die beste belang van die koninkryk, dan is ons besig om reg te doen. En dan vra dit, dat ons anders moet gaan kyk na die manier waarop ons in hierdie lewe werk, met mense, maar ook teenoor die natuur. En dis 'n fyn balans, en ek moet eerlik vir julle sê, ek het die afgelope week, wat ek met voorbereiding besig was, verlede week hier baie oor geworstel, want God gee vir ons hierdie aarde, hy gee vir ons hierdie skepping, hy sê in die Genesis verhaal van Adam en Eva, bewoon en bewerk dit. Dis nie asof ons hier moet kom sit en sê, weet, ons mag niks raak aan die skepping nie. Maar wat is die balans? Dit gaan vir ons oor die bewaring van God se koninkryk en sy vrede, sy shalom, oor eie geregtig. Alles wil gryp en inbring vir onsself. En in hierdie sin, en daar's groot debat aan die gang daaroor, is die lyn van hoe ons mense behandel, het ook 'n impak op die natuur en op die skepping. Ek het nie antwoorde op al hierdie vrae nie. Ek het nie noodwendig vir jou die 1, 2, 3 om te sê, dis hoe jy moet maak nie. Al wat ek maar net besef, vriende, is dat ons eintlik op 'n manier op 'n mespunt staan van 'n samelewing wat in totale chaos kan verval, omdat ons so gierig is, so eie geregtig is in hierdie lewe. Teenoor dit wat die Here vir ons vra, dit wat hy vir ons sê is, laat my reg geskied. Laat die koninkryk se reg geskied. Ek wil jou uitnooi om 'n bietjie daaroor na te dink in jou eie lewe en op 'n baie praktiese manier daaroor na te dink. Vat 'n stuk papier en vra maar, waar is die plekke in jou lewe wat jy met 'n stuk eie geregtigheid leef? En vriende, ek het 'n lang lysie af vir myself gemaak. En hoe kan ons daardie eie geregtigheid met die hulp van die Heilige Gees, want dis ook wat Jesaja ons vir ons sê, waar die Gees begin werk vir ander dinge. Hoe kan ek onder leiding van die Heilige Gees kan sê, Here, jy vat hierdie eie geregtigheid van my weg en help my om u koninkryk se reg te soek in alles wat ek doen. In my verhouding met u in die eerste plek, maar dan ook in die verhouding wat ek met myself het, want dit is 'n baie belangrike verhouding waarin ons leef. En dit moet uitvloei in die verhouding met my medemens, en dit moet uitvloei in die verhouding wat ek het teenoor die skepping en die natuur. En dat ons in alles sal soek na God se geregtigheid. Vriende, Jesaja sluit af hierdie gedeelte en hy sê, met mense wat so met God se reg leef, vers 20, sal dit goed gaan. En goed gaan beteken nie 'n vet bankrekening of 'n blink nuwe kar of 'n grand 5 verdieping huis of wat ook al nie. Dit beteken goed gaan in die sin dat hulle lewenssin, hulle betekenis ontdek vir wat God vir hulle lewe gegee het. Mag ek en jy dit ontdek onder leiding van die Heilige Gees. Mag ons met geregtigheid leef, God se geregtigheid, sodat daar vrede, shalom in en deur ons lewens ook kan wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre voor u kan kom buig en weet u begeer, Vader, vir ons geregtigheid. U begeer vir ons 'n lewe volgens die beginsels van u koninkryk. U wil graag hê dat hierdie hele skepping, mens en dier en plant, alles in 'n balans sal leef soos wat u dit beplan het, soos wat u dit bedoel het om te wees. En daarom kom ons Heilige Gees en ons kom bid en vra dat u in ons sal werk en vir ons die wysheid sal gee om daardie balans te vind, om so te leef met geregtigheid, u geregtigheid, dat daar vrede in ons en deur ons ook in hierdie wêreld sal kom. Nie net met ander mense nie, maar ook met u skepping. Breek hierdie waarheid vir ons oop, Here Jesus. Ons bid dit in u naam. Amen.
Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. Geniet die week wat voorlê ook. Vrydag gesels ons oor ons volgende gedeelte wat aansluit by die seisoen van die skepping. As ek nou reg onthou is dit Jeremia 32, maar daaroor Vrydag meer. Geniet jou koffietjie, geniet God se geregtigheid en leef dit uit. Nie eie geregtigheid nie. Mag jy vrede hê, die vrede van God. Mooi loop.